Goed, ek wil bietjie kyk na vraestelle. Ek het vir julle 3 verskillende vraestelle gegee en ek gaan begin met hierdie ene. Dis almal 2023 vraestelle. Dit was die herexamen vraestel, dink ek, of die proforma wat ons met julle kan deurgaan vir die rekordeksamen, aan die eindeksamen. En hier kan jy nou sien hoe hulle dit gaan vra. So as ons, ek wil probeer om redelik vinnig hier deur te gaan. Beskou die krakingsreaksie. So, as jy nou dink aan jou opsomming, dan moet jy onthou, 'n krakingsreaksie is van 'n alkaan na alkeen toe. Hy kan termies of katalities wees en hy gaan 'n mengsel maak van alkaan en alkene. So hulle gee vir jou hierdie, hulle sê definieer kraking, gaan kyk op jou eksamenriglyne. Daar is die definisie onder 'n eliminasiereaksie. Gaan jy kraking se definisie kry. Nou moet jy die waardes neerskryf van X, Y en Z. Daarvoor het jy nodig om te gaan kyk. As ek begin, en ek kan nou so 'n bietjie inzoom. As ek begin met C16 H34. So hierdie is my besondere lang alkaan wat ek iewers onder die aarde uitgehaal het. Baie groot fossielbrandstof. En ek kan nie veel met hom doen nie. Hy is te groot vir brandstof, so ons gaan hom kraak. Die eerste ene wat hulle sê, wat deur die krakingsproses gevorm is C6H14. So nou kan jy al sê, ek het net 10 C's oor, en ek het net 20 H's oor. Hulle sê vir ons, hulle maak ook 'n C6 en dan 'n HX. Nou jy kan aanneem dat hierdie 'n alkeen is. As jy hom probeer vat as 'n alkaan, dan gaan jy sien jy gaan te min waterstowwe oor hê vir jou laaste molekuul. So as hy 'n alkeen moet wees, dan dink jy aan jou algemene formule, en die algemene formule vir 'n alkeen is CnH2n. Nee, dis die algemene formule. So wat ek gaan doen is ek gaan net hierdie ene maal met 2 en dan kry ek dan kry ek dat X moet gelyk wees aan 12. Goed. Nou het ek van daai koolstowwe wat ek gehad het, het ek nou klaar 12 gebruik. 16 minus 12 gee vir my 4. So daar bly nog 4 koolstowwe oor. En van die waterstowwe, ek het begin met 34, ek het 14 en 12 klaar gebruik, so dis 26. Minus 26, dit gee vir my 8. So ek het nog 8 H's oor. Nou vra hulle daar soos jou Y en Z. So jy het 'n 2 CY en 'n HZ. Ons het net 4 koolstowwe oor. So Y se waarde hierso gaan moet wees 2. As ek 'n 2 daar insit, dan is dit 2 maal 2 en dan is dit 4. So Y se waarde moet 2 wees. Die Z se waarde gaan moet wees, ek het 8, ek het 2 molekules van hierdie, so as hy 'n 4 is, as daai 'n 4 is, 4 maal 2, dan het ek 8. So hier is my X, Y en Z se waardes. So dis rarig net 'n eenvoudige aftreksommetjie. Jy begin met die alkaan, hy vorm nog 'n alkaan. Hoe weet ek dis 'n alkaan? Want 'n alkaan se algemene formule is Cn, H2n plus 2. So as ek die 6 maal met 2 en ek plus 2, dan het ek die hoeveelheid waterstowwe. So hierdie was die alkaan, daai ene was 'n alkeen, en hierdie, as ek hierso, wat is dit, C2 en H4, is dit 'n alkaan of 'n alkeen? As dit 'n alkeen is, hoef ek daai net te maal met 2, alkeen. As hy 'n 6 was, dan was dit 'n alkaan. OK, so dit is hoe jy kraking sal uitwerk. Jy het die definisie van kraking gegee,
Jy kon uitwerk watter 2 alkene of 3 alkene het gevorm. En hierdie is dan nou korter kettingkies, né? C2H4 en C6H12 is korter alkeen kettings. Daai C6 is nou 'n heksaan. Hy's net te groot om in 'n gasbottel te kom en net te klein om petrol van te maak. Maar jou kettingkies is korter. Dan sê hulle vir jou die verbranding van C6H12. So daai enetjie kan hulle nou verbrand. En jy weet, verbranding is een van die spesiale reaksies. Ek het hulle hieronder gelys. Jy het kraking wat vreemd is. Jy het verbranding waar die hoofsaak is jy moet die reaksie ken en jy moet hom kan balanseer en dan is daar esterifikasie wat nie hierop inpas nie. Hierdie ouetjie, die kraking, so as ek verbranding, as ek C16H34 vat en ek wil hom, wat die een van ons verbrand? Ons gaan C6H14 gaan ons verbrand. Vir verbranding het jy baie suurstof nodig en dan wat vorm is koolstofdioksied plus water. En die enigste variasie op hierdie tema is as daar te min suurstof is. So as hulle sê daar's 'n oormaat suurstof, dan is hierdie wat gaan gebeur. As hulle sê daar was 'n bietjie te min suurstof, dan gaan koolstofmonoksied vorm, net CO. En dit gaan net die reaksie se balansering beïnvloed. Ons sal so enetjie probeer. As jy die reaksie neergeskryf het, kry jy 'n punt vir jou linkerkant, jy kry 'n punt vir jou regterkant. En dan is die derde punt, uit tel 3, gaan wees vir jou balansering. En ek het vir julle gesê, ek hou van om hom in die volgorde te doen van die periodieke tabel. So eers die H's te balanseer, dan die C's te balanseer en dan die O's, die suurstowwe. As ek hier begin, ek het 14 H's, so ek kort 'n 7 hier. Ek wil nie met 'n onewe getal hier werk nie, want dan gaan ek 'n onewe getal suurstowwe kry. So daai 7 gaan ek net verdubbel, dat hy 14 is. Nou het ek 28 waterstowwe, wat beteken ek moet 'n 2 hier voorsit. Nou het ek 28 waterstowwe aan die reagense se kant, en ek het 28 waterstowwe aan die produkte se kant. Nou kan ek my koolstowwe balanseer. Hier is nou 12 koolstowwe, so ek gaan 12 voor die koolstofdioksiedse, dan het ek daar 12 koolstofdioksiede. Nou is hulle balanseer. En nou kan ek die suurstowwe balanseer. Hier het ek 24 van my suurstowwe, hier het ek 14, dit gee vir my 38 suurstowwe, 38 gedeel deur 2 is 19. Ek gaan 'n 19 daarvoor insit. En daar is my derde punt vir hierdie verbrandingsreaksie. Lekker maklik. Eers die waterstowwe, dan die koolstowwe, dan die suurstowwe. Moenie 'n onewe getal daar sit nie en die res is straightforward. Goed. Goed, intussen het die video aangegaan. So ek het net daai twee gou genommer. Nou is ons klaar met 4.1, die vreemde reaksies. Nou gaan ons na 4.2 toe. 4.2 het hulle in hierdie geval vir ons 'n tabelletjie gegee. En jy moet altyd weet dat die inligting wat hulle vir ons gee oor die reaksies, hou verband met mekaar. Ek sien hier onder is 'n ouetjie wat van 'n alkohol na 'n alkeen toe gaan. Hoe weet ek dis 'n alkeen? As hierdie 'n alkaan was dit CH3, CH2, 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 CH3. Maar hier is H's weg, wat vir my sê hierdie is 'n alkeen. So van 'n alkohol na alkeen toe, die water is uitgehaal. Nou kan jy sommer dink, dit is 'n dehydrasie reaksie. En het jy gesien dat my vinger, my pen gaan soontoe, want ek is van 'n alkohol na die alkeen toe, dehydrasie.
baie hitte, gekonsentreerde swaalsuur, nee. Nou, ek kan dit nou al klaar dink. Hierdie reaksie A, of 1, CH3, CH2, hier is ook 'n alkeen, daar is ook waterstofemissie, maar hulle het by hierdie alkeen waterstofkloried, soutsuur, maar waterstofkloried bygesit. So hulle gaan 'n haloalkaan maak. En daar's 'n A en 'n B. Nou sê hulle vir ons hierbo, A en B is organiese verbindings wat posisionele isomere is. So hierdie twee lyk baie dieselfde, maar die halogeen sit net op 'n ander plek. En dan sê hulle vir ons, daai eksie is 'n anorganiese produk. Die anorganiese produkte sal wees iets soos waterstofkloried, of H2SO4, of sommer net water. Nee, dit is alles anorganiese produkte, wat vorm, as ons nou A vat, en ons doen iets met hom, dan kom daar ietsie los, en dis my anorganiese produk. Dis die goeders wat julle ken, waarmee ons nou altyd praat, altyd mee werk. Hoe gaan ek weet watter een is watter een by A en B? Wel, hulle vat A, en hulle sit water en hitte by, en dan maak hulle alkohol. So hierdie was een van daai haloalkane. En ek sal moet kyk, waar sit daai OH groep, dan weet ek waar hy die kloor, nee, hulle het kloor bygesit, waar die kloor gesit op hierdie een. So ek gaan gou daai ene teken, en ek gaan hierdie ene teken. Op my papier, hierso kom ek draai hom om, vat ek CH3, CH2, 'n C met 1H, 'n C met nog 1H, en dan 'n CH3, en daar moet die dubbelbinding kom. So kom ons kyk, CH3, 1, 2, 3, 4, CH2, CH, CH, CH3, 1, 2, 3, 4, 5, so dis 'n pentaan, penteen. Toe sit hulle HCl by, en hulle kry, nou as ons 'n addisie, is dit addisie? Ja, dis addisie, van 'n alkeen na 'n haloalkaan, is 'n addisie reaksie. Ek gaan daai dubbelbinding breek, en ek gaan 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe kry. Die eerste een het 3 waterstowwe gehad, die tweede een het 2 gehad, hierdie een het 1 gehad, daai een het 1 gehad, hierdie een het 3 gehad. Ek weet hierdie waterstof gaan op een van hierdie 2 plekkies sit, en die kloor gaan op die ander een sit. Ek gaan nou sommer die waterstof daar sit, en die kloor hier sit. Maar daar's 2 produkte wat vorm. Hulle sê daar vir ons, A en B. So hierdie enetjie gaan ook vorm. My 5 H's, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, en in hierdie geval gaan ek die kloor daar sit, en die waterstof daar sit. En dit is A en B wat vorm. Ons weet nie watter een is A en B nie. Daarvoor moet ons hierdie Sudoku oplos. Maar hoekom is daar die 2 wat vorm? Ek het vir julle in die klas vertel van Markovnikov. Hy het gesê, as jy 'n dubbelbinding breek, dan is daar 'n sekere reël wat jy kan toepas om te weet waar die waterstof gaan sit en waar die kloor gaan sit. En sy rympie gaan so, as ons weer kyk na hierdie ene, die koolstof wat die meeste waterstowwe gehad het, kry die ander waterstof. Die koolstof wat die minste waterstowwe gehad het, kry die halogeen, of die OH groep, as dit 'n alkohol was. En nou as ons na hierdie ene kyk, dan het ons 'n bietjie van 'n probleem. Want hierdie koolstof het 1 waterstof, hierdie koolstof het 1 waterstof. So ek kan nie regtig Markovnikov se reël toepas nie, en daarom sit ek met hierdie 2 opsies. Die een is die hoofproduk, die ander een is die byproduk. En heel waarskynlik omdat Markovnikov se reël nie lekker kan toegepas word nie, gaan hulle ewe veel vorm, 50% van daai en 50% van hierdie ene. Om te weet wat hier is A en B,
moet ek kyk na hierdie reaksie. Een van hierdie twee gaan ons water bysit. Ons gaan water bysit en dan gaan ons weer 1, 2, 3, 4, 5 pentanol kry. En die OH groepie is daar. So as ek nou na hierdie ene kyk, CH3, CH2, CH2, CH en 'n OH en dan CH3. Dit sê vir my die kloor wat hier verplaas is, was op die tweede laaste, die tweede posisie. So dis hierdie een. So hierdie ene was A en hierdie ene was B. Ek teken gou vir A hierdie kant. So ek het 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe. Ek het al my plekkies, want dit is nie meer 'n alkeen nie. En op die tweede posisie het ek 'n kloor en op die derde posisie het ek daai ekstra waterstof. Almal gaan natuurlik nou waterstowwe wees. Ek het hulle net nie daarbo ingeteken nie, sodat jy mooi kan sien, waar is die waterstof en waar is die kloor. Maar hier is my pentaan, my 2 chloropentaan. En toe, ja nee, pentaan, askies. En toe ek water bysit, watter ander omstandighede het ons nodig om van 'n haloalkaan af te gaan na alkohol toe? Ons wil basis hê, ons wil 'n waterige basis hê, so ons sal die natriumhidroksied wat verdun is, hierbo opskryf. Ons gaan matige hitte nodig hê, nee, want dis nie 'n te moeilike reaksie om van 'n haloalkaan alkohol te maak nie. So ek het my verdunde katalisator daarbo en toe vorm hierdie pentanol. En daar is ons my alkohol. Hy's op die tweede plek, so dis 'n 2 pentanol, of as jy braaf is, pentan 2-ol. Dit is 'n sekondêre alkohol, né? As hy op daai posisie was dit dan 'n sekondêr of tersiêr? Wel, hierdie kloor is gekoppel aan 'n koolstof. Hierdie koolstof is gekoppel net aan 2 ander koolstowwe. So beide die halogeen, kom ons vat hierdie ene. Beide die halogeen hier is 'n sekondêre halogeen, sekondêre alkohol. As hy hier was hy 'n sekondêre halogeen en dan 'n sekondêre alkohol. Die enigste manier hoe hy tersiêr kan wees is ek nog 'n metielgroepie daarbo aansit. So nou het ons uitgefigure. Daai is produk A en hierdie is produk B. A gaan ons hier insit, ons gaan water bysit, ons gaan daai kry. En wat sal X wees? Wel, ek het hier die kloor afgehaal. Hierdie water se OH het hier kom sit. So die produk wat hierby gaan vorm is waterstof kloried. En dis ons anorganiese produk daar. Kom ons kyk wat vra hulle. Gee die definisie van posisionele isomere. Nou dit maak sin, want ons weet, hulle het vir ons gesê A en B is posisionele isomere. Die definisie van 'n posisionele isomeer, dis 'n struktuurisomeer, dis 'n molekuul met dieselfde molekulêre formule, maar die funksionele groep is op 'n ander posisie. So gaan kyk mooi na jou posisionele isomeer se definisie. Watter tipe reaksie word deur 1 voorgestel? Wel, ons begin met 'n alkaan, ons het 'n halogeen bygesit, so dis hydrohalogenering. Stop onmiddellik. Watter tipe reaksie is hierdie? Jy kan net daar skryf, hierdie is 'n addisiereaksie. Dit is jou go-to answer. As hulle
vir jou vra wat is 'n tipe reaksie, dan kies jy tussen addisie, eliminasie en substitusie. Maklik. 1 punt. Hulle gaan iewers vir jou sê, ek sien dit nie hier nie, watter tipe addisiereaksie was dit? En dan kan jy sê, dit was 'n hydrohalogenering. Maar dis maklik om hom verkeerd te kry. Dis moeiliker, nê, om te kies tussen addisie, eliminasie en substitusie. En dis eintlik wat hulle hier wil hê. As jy op die agterkant kyk, 4.2.2, addisiereaksie staan eerste. So dis die maklikste antwoord om te gee. En dan kan jy gaan na hydrohalogenering toe. Moenie daai skryf nie. So ons het die tipe reaksie, die strukturele formule vir B. Dit is hierdie struktuurformule wat ons geteken het met die kloor in die middel. Hoe weet ons dis hierdie en daai nie, want ons het A moes hierdie tipe alkohol geword het. Gee die formule van X. X was die byproduk. Toe ons die alkohol gemaak het, toe het ons daai kloor weggevat en nou vorm daar HCl as 'n anorganiese byproduk. Die anorganiese reagens vir 3. So watter anorganiese, so dis of 'n suur of 'n basis of 'n halogeen, wat wil ons maak? Ons wil van 'n alkohol na alkeen toe gaan. Van 'n alkohol na alkeen, jy wil die water wegvat, so soek 'n dehydreermiddel, van alkohol na alkeen, jy soek daai swaalsuur, gekonsentreerde swaalsuur. So ek sou hierso sê, die anorganiese reagens, H2SO4, en ek sou aandui dat hy gekonsentreerd is. Hierdie sal jou punt wees, nee, vir 1 punt. Daai is veilig as hulle die slag dit wil hê. Let op of hulle hier vra vir die naam of die formule. Hier het hulle net gesê anorganiese reagens, maar hulle kan dalk soms vir jou sê, gee die formule van die anorganiese reagens of gee die naam. As jy kyk hierso, dan het hulle gesê gekonsentreerde in hakkies, maar jy moet sê swaalsuur. As jy noem dat dit verdun is, kom brein, dan gaan jy 0 kry. So, skryf daai ouetjie by, en as jy seker is van jou saak, dan kan jy sê dis gekonsentreerd. Maar jy moet seker wees. Daar is ons HCl gewees. Verbinding A kan direk omgeskakel word na die organiese produk van 3, van die produk van 3. So jy kan direk van hierdie halogeen na hierdie alkeen toe gaan. So nou soek hulle eintlik net die terugwaartse reaksie hier. Maar so, van die halogeen hier na die alkeen, van die halogeen na die alkeen toe, die eliminasiereaksie, behalwe vir hitte, skryf die reaksie toestand neer, wat jy hier nodig het. So ek weet, jy het hitte nodig. Jy het natriumhidroksied nodig, maar dis nie 'n toestand nie. En dan het jy reflux nodig. So jy het 'n warm etanoliese reflux nodig. Reaksietoestand. Etanol is ook 'n anorganies of 'n middel, 'n chemiese middel. So ek sou sê hulle wil graag die reflux hier hê. Kom ons kyk. Vers 6, jy het die gekonsentreerde natriumhidroksied of een van daai twee. Of waar is ons die Afrikaans? 'n gekonsentreerde sterk basis, 'n gekonsentreerde natriumhidroksied, 'n sterk basis in etanol. Hulle noem nie hier van die reflux nie. So hulle noem die etanol en die sterk basis.
gekonsentreerde van daai sterk basis. So nou kan ek gaan hierso na my opsomming en ek kan kyk, het ek hier gekonsentreerd nie? Daai ouetjie, dis nie die ene wat ek net nou gehad het nie. Ek wil net duidelik sê, daai moet gekonsentreerd wees. Ek het suiwer etanol, ek het sterk hitte en ek het 'n sterk basis. So ek weet ek het alles wat hulle hier wou gehad het ek op my opsomming. So behalwe vir hitte, ja, ek hou nie van die woord reaksietoestand nie. Wat het jy nog nodig? Wat is die omstandighede wat jy nog nodig het? En dis daai sterk basis. Skryf 2 terme neer wat hierdie tipe reaksie beskryf. Eliminasie en die eliminasiereaksie gaan wees dehydrohalogenering. Kom ons kyk. Hulle vra vir eliminasie en 'n dehydrohalogenering. Weerens, ek hou nie van die genasie nie en ek sou nie om spesifiek vat na klorinasie nie. Nee. Eliminasie, dehydrohalogenering. En dit was hierdie vraestel. En as jy nou kyk, dit het my 26 minute gevat. Die vraag tel 19 en ons het heel wat bespreking gehad en verduideliking. So jy moet hom kan doen in 19-20 minute.